Welkom terug. Ja, kyk, goeiemôre, good morning. 2026 is hier en vir baie mense voel dit soos nog 'n jaar waar jy net probeer kop bo water hou. Transformasie en neuroafrigter Marijke Swarts is hier vandag om vir ons praktiese wenke te gee oor hoe om 2026 doelbewus beter aan te pak. Marijke, welkom by Goeiemôre, good morning. Dankie, dis 'n voorreg. Mense sê altyd aan die begin van 'n nuwe jaar, oeg, dit voel nou weer net soos 'n herhaling van die vorige jaar. Hoe maak jy seker dat jy nie in daai selfde patrone weer vasgevang word nie? Kyk, dit is maar hoe ons gemaak is. Alles is 'n rotine, elke dag is dieselfde, die manier hoe jy opstaan, jou hare kam, jou tande borsel is elke dag 'n repetisie. Tot 'n dag wat jy besluit, luister, dinge moet verander. So om bewus te wees dat ek is nie gelukkig in my werk nie, of ek wil hierdie verander, of my gesondheid, dan moet jy 'n besluit neem om te sê, iets moet verander. Anders word ons vasgevang in daai rotine, en meer as 90% van wat ons doen en dink, is 'n repetisie van die vorige dag. So mens moet bewus wees daarvan. So hoe besef jy dan, jy's besig om op autopilot te leef, en hoekom is dit so gevaarlik vir jou persoonlike groei? Nou die ding is, dit is nie so maklik om bewus te wees daarvan nie. Dit is hoekom dit autopilot is. So jy is nie noodwendig daarvan bewus nie. Maar as jy in die begin van die jaar besluit, luister, wat kan ek hierdie jaar anders doen? Dan is jy meer intentioneel. Jy neem 'n besluit om te sê, in hierdie en daardie aspek van my lewe wil ek 'n verandering maak, en jy maak daai besluit en dan moet jy dit deurvoer. Dit is nou presies wat ek jou wou vra. Wat is die grootste fout wat mense maak wanneer hulle eers daardie besluit neem om te sê, hierdie jaar gaan anders wees, ek gaan anders wees, ek gaan goed anders doen? Is dit dalk dat mense amper alles op dieselfde tyd wil verander? Kyk, in my opinie sal dit wees dit plus jy het te groot verwagtinge van jouself en ook van die lewe. Die lewe is gemaak om in seisoene te wees. Daar gaan slegte tye wees, goeie tye wees, lekker tye, slegte tye. Wees eerder voorberei daarvoor om te sê, luister, as hierdie uitdagings op my pad gaan kom, wat gaan ek anders doen? In plaas van net om te dink, is te neergedruk want ding het nie uitgewerk soos wat ek beplan het nie. Marijke, jy is die kundige op hierdie gebied, jy's 'n neuroafrigter. Hoe kan mense dan besluit wat om te doen om seker te maak dat hierdie jaar 'n beter jaar is vir hulle? I know it's not a one size fits all, but what is something that we can do net om seker te maak, okay, ek kan bietjie beter in hierdie rigting in werk? Yes. Kyk, hierdie jaar wil ek fokus op een fout. Om myself nie te oorweldig nie, ek meen die lewe is stresvol genoeg soos wat dit is. So, ek sal voorstel, besluit, wie wil ek hierdie jaar wees? En daai besluit maak oë toe en dink, as ek besluit hierdie jaar ek wil meer liefdevol wees, of vriendeliker wees, of meer selfvertroue hê, maak jy oë toe vir 'n oomblik en sien jouself so optree. Hoe lyk jou liggaamshouding? Hoe lyk jou gesigsuitdrukking? Hoe hanteer jy mense? Hoe trek jy aan dalk? En elke oggend as jy opstaan, maak jy 'n besluit dat dit is wie ek wil wees vandag. En as jy dit elke dag besluit, sal jou lewe verbeter, want al is daai moeilike oomblikke daar, of jy het 'n geveg gehad met jou man of jou vrou of jou kinders, as ek besluit het dat hierdie jaar gaan ek meer liefdevol wees, hoe kan ek dit wees in hierdie oomblik? En dit gaan jou in 'n posisie stel waar jy anders dink oor die situasie en dan elke keer groei wanneer ons daai uitdagings het. Ja, uitbranding is ook 'n groot probleem. Ek dink mense dink uitbranding is nie 'n regte issue aan die begin van die jaar nie, maar soms het jy uitbranding wat jy oorgedra het van die vorige jaar wat nog hanteer moet word. So hoe kan mens vroegtydig sien dat jy besig is om uit te brand, en wat is van die wenke wat jy sal gee om daai uitbranding aan te spreek? Daar's natuurlik baie tekens dat mens uitbrand, maar iets wat jy meer bewus kan raak in jouself is, sukkel jy om af te skakel? Is jy heeltyd besig om te wonder oor wat ek nog môre moet doen, worry oor hierdie, jou kop is heeltyd besig, jy sukkel om te slaap? Dit is een van die gewoontes wat jou dalk in uitbranding gaan lei. So kry vir jou 'n tegniek, 'n manier om af te sluit aan die einde van die dag. Al is dit 'n rotine waar jy byvoorbeeld jou laptop toemaak en dan vir jouself sê, luister, ek sluit nou af vir die dag, ek kies nou om te dink aan my gesin, wat ons nou gaan doen, of wat ons die naweek gaan doen, en om
in die oomblik te leef. Dit kan wees jou kantoordeur toemaak. Kry vir jouself iets waar jy vir jouself die boodskap stuur dat Ja. ek sluit nou af. En in die begin gaan dit moeilik wees, maar na 'n rukkie gaan dit 'n gewoonte raak en jy gaan Ja. makliker kan afskakel. Marijke, waar kan mense vir jou in die hande kry, net om selfs meer inligting te kry oor hoe neuroafrigting werk en hoe mense hierdie tegnieke kan inspann om jou lewe te verbeter? Yes. Enige plek as jy Google Life Purpose Coaching, sal jy my kry op Instagram, Facebook, my websites ensovoorts. En neuroafrigting spesifiek is om daai neurologiese paadjies te verander en my lewe te verbeter soos wat ek dit wil hê en nie volgens my kondisionering van my verlede nie. Dit was nou baie insiggewend. Baie dankie Marijke. Ek dink Precies. ons gaan weer 'n bietjie chat. Jy's baie slim. Dit is dan nou ons gemoedstoestand wat gedek is. Ons gaan net hierna fokus op 'n gesonder leefstyl vir ons liggame.